Ek maak vir julle vandag een van my gunsteling terte, 'n Malva lekker tert. Ek is nog my hele lewe lank versot op Malva lekkers. Om dit in 'n tertvorm te kry was net 'n bonus nog al die jare. Ek het 'n 400 gram pak Malva lekkers nodig. Ek koop die gewone groot Malva lekkers. Ek het 'n botteltjie Orly Hoop nodig. Ek het 'n blikkie 440 gram crush pineappel nodig, fyn pineappel, wat ek die sous van afgegooi het reeds. 80 ml suurlemoensap, ek gebruik sommer die gekoopte bottels, en 'n blikkie kondensmelk. Vol room, verkieslik, ons wil nie maar word met die tert nie. En dan het ek 4 van my tertdoppe uitgehaal wat ek klaar gebak het. As jy nie tertdoppe het nie, kan jy net gewone tennisbeskuitjies onderpak en dit sal ook 'n lekker smaak aan die Malva lekker tert gee. As jy dit wil maak met van die tertdoppe, sal ek 'n skakel in die video sit wat wys hoe om die tertdoppe te maak. Ek gooi eers my suurlemoensap in 'n bak en dan my kondensmelk en dan meng ek die twee. Ek dink dit is gemeng genoeg. So dit lê nou hier onder in my bak. Ek gaan net 'n houtlepel vat. Hy werk vir my makliker. Ek het nou net onthou, ek gooi bietjie groen en rooi kersies by die mengsel, net vir 'n bietjie kleur. Ek begin haal vir my so 4 mooi gevormde marshmallows uit, kom ons vat net pink is. Wat ek 'n blommetjie mee gaan maak om die tert mee af te rond. En dan hierdie, ek het 'n beker met lou water en ek het 'n skêr waarmee ek die marshmallows gaan sny. Dit sny baie maklik as jou skêr nat is. Nie kookwater nie, want dan gaan hy 10-1 jou marshmallow vir jou smelt, dan sy weer net so taai soos hy was. Soos ek dit sny, as daar al 'n bietjie op die sous lê, dan meng ek dit in, dat hulle nie aan mekaar vassit nie. Dit is 'n groot pak marshmallow, so ek het my man se hulp ingeroep om net so bietjie te kom help sny. Ek gaan so 5 groen en 5 rooi kersies insny, soos ek sê, net vir die bietjie kleur. Maar versigtig wees vir wie se hulp jy inroep, dan mag dalk van jou marshmallows verdwyn. Ek het nou my rooi en groen kersies ook in, en dis al die marshmallows wat in die sakkie was. Nou gooi ek my pineappel in, roer dit deur, en ek gaan nou my room klop. Die room kan maar styf geklits wees, want die mengsel gaan dit weer bietjie slapper maak. Onthou, voor jy Orly Hoop gebruik, proe net aan dit. Maak net seker dit is reg. My room is geklop, is styf. Ek krap dit nou net hierby en meng dit deur. My mengsel is deurgeroer. Hy lyk baie mooi. Ek gaan dit nou in my doppe skep. Dit sal genoeg wees vir 4 terte. Net mooi 4 terte. Nou sny ek sulke net 4 skyfies af en maak net so blommetjie bo op. Nou vat ek nogtans 'n tennisbeskuitjie, al is my dop onder nie tennisbeskuitjies nie. En ek krummel hom
En gooi net so op die kant. Jy kan enige tyd die tert, as jy 'n dop of die tennisbeskuitjies het, kan jy in 'n glasbak maak. Ek skat hierdie sal 'n redelike groot, seker maklike 3 liter bak, sal hy 'n mooi tert inmaak. Ek gaan net een van hierdie terte sny om vir julle te wys hoe lyk hy as hy nou, van nou gesê gestol het, maar so 'n uur in die yskas gestaan het. Die dop onder behoort dan bietjie sagter te wees ook. En die ander 3 gaan ek in my vrieskas sit. Dit kan ook vir 6 maande tot 'n jaar kan dit gevries word. Die room, die marshmallows, alles bly reg. En hom net weer vir 'n uur op die tafel laat staan en dan is hy reg om voor te sit. En dan is jou deegie sag en hy's nie so vreeslik krispierig nie. Dan is die tert eintlik eers lekker as hy gevries was. Hierdie 3 is nou reg vir die vrieskas. Hierdie een gaan ons nou vir julle sny om te wys hoe lyk hy binne. En daar's my Malva lekker terte. Maklik om te maak, vinnig om te maak. Die goedjies wat hier inkom is nie goedkoop nie, maar dis 'n verskriklike lekker tert. Ons is gewoond om dit marshmallows te noem en nie Malva lekkers nie. Dis hoekom ek dit 'n marshmallow tert noem.